En 'n hartlike goeiemiddag aan elke luisteraar wat ingeskakel is hier by ons op Aksie met Reaksie, net hier op Eden FM. En dit is so lekker met julle te kan gesels op hierdie wonderlike Werkersdag, die 1 Mei, May Day. Ja, ek kan nou nie regtig sê dis 'n May Day noodkreet nie, maar dit is 'n lekker dag in die middel van die week om net te kan gesels en lekker klanke te kan luister en ingeskakel te wees na die hele program wat vandag plaasvind. Ek is Dion. En ek is Karen. En dankie Rasper vir daai lekker Whitney Houston wat jy met afgesluit het. En so op 'n low note, 'n rustige vibe deur te vat. Net spesiaal wat 'n mens nodig het vir 'n dag soos vandag. Rustigheid, vrede. En as jy nie by die werk is nie en jy's lekker rustig vandag, dit is net wat 'n mens wil hê. As jy wel by die werk is, wel 5 uur kom ook daarom nader. So. Hopelijk werk jy net tot 5 uur. Ja, absoluut. Ja, ons het 'n lekker topic met waaroor ons gaan praat vandag en dit gaan alles oor die Werkersdag, hoe dit ontstaan het, waaroor dit gaan. Maar eerste, voor ons gaan instap daarso en gaan gesels oor Werkersdag, het ons 'n gas in die ateljee en ons gaan vandag oor lokaal gesels. Welkom Christa. Ja. Baie dankie julle. Ag, dit is so lekker om jou hier by ons te hê. En Christa is een van ons fantastiese supporting partners vir die Anti-Bullying Academy en actually vir al ons events. En ons is so bevoorreg om haar hier te hê vandag. Ons het sulke baie lekker en pragtige geskenke van haar afgekry. Sy bederf ons altyd so lekker. So ons sien uit hierna, ons sal 'n bietjie foto's plaas. Absoluut. Nou Christa, vertel vir ons, hoe gaan dit met jou? Dit gaan baie goed, dankie en dankie vir die voorreg dat ek vandag hier by julle kan wees. Dit is net 'n groot plesier en dit is lekker om jou in die Mosselbaai se ateljee te hê. Nou alhoewel ek weet jy het wyd gery van Georgia om saam met ons hier te wees vandag en jy tyd afgestaan, maar dit is regtig lekker om jou Ja, hier so te op hê. die vakansiedag. Net so. Nou Christa, vertel vir ons, lokaal. Ek gaan sommer net injump daaroor. Wat het jy vir ons? Waaroor gaan lokaal? Okay, lokaal. Baie mense spreek dit local uit, maar dis eintlik lokaal wat staan vir low calorie. So lokaal kan ook lekker wees. Dit het begin in 2020 met 'n alkoholiese drankie. Daar was 3 geure gewees, lime, citrus en berry. En toe het hulle 'n mark gesien aan die koeldrankkant. Ja. En in dieselfde geure het hulle toe nou 'n koeldrank begin. En ek moet sê dit is nogals skrikwekkend hoe die kinders daaroor gaan. Dit is net om die kinders bewus te maak aan dat jy kan nog steeds gaskoeldrank drink, maar dit is net gesonder. En toe het hulle verlede jaar hierso by Julie, Augustus se kant, het hulle die Grenadella geur uitgebring. Ek love daai. So ja, jy kry hom in die alkoholiese drankie en dan ook in die koeldrank gedeelte. Dit klink heerlik. Nee, dit is baie lekker. Nou, ek weet, hoe jy het gesê daar's 4 geure. Ja. Daar's non-alcoholic en daar's alcoholic ook, nee. Ja. Nou ek weet die alcoholic is ongelukkig vir 18-jariges en ouer, maar die non-alcoholic is regtig verfrissend en dit is baie lekker om te kan drink ook vir almal, ja. Ja, en julle die wat al aan ons fun runs en color runs deelgeneem het daar almal die voorreg gehad om van die locals te drink. En Christa is altyd daar en jy kry jou gratis local daar en dan kan jy nogal kies wat jy wil hê. Daai berry ene, ek love dit en daai Grenadella een ook. Baie lekker, baie lekker. Dis rarig. Doen julle self die guns. Ons gaan in elk geval net die besonderhede by Christa kry waar julle haar in die hande kan kry om van die lokaal produkte te kan kry. En as julle haar nie in die hande kry, ek weet daar is sommige winkels waar lokaal ook beskikbaar is om te kan koop en dit vooruit te toets en te kan probeer, maar dis regtig die moeite werd. Sê gou vir ons, Christa, wat was die inspirasie agter hierdie besigheid om dit te begin? Ag, ek dink hulle het maar net gesien dat in die mark is daar geleentheid. Want die produk is gluten-free, dis lae suiker, lae kalorieë en hulle wou net vir die mense bewus maak dat jy kan iets lekker drink en jouself nog steeds geniet. Ja. So ons probeer dit hou dat as jy gaan kyk na ons events op ons Instagram bladsy en so aan en dit, ons probeer net vir die mense bewus maak dat
dit kan nog steeds fun wees en Yes. lekker wees. En Ja. dis hoekom ons al daai lekker merchandise het wat ons al vir julle Yes. Ja, julle merchandise is Gewys het. pragtig, regtig. Altyd En so dit- kleurvol. Ja. ja, so Ek dink ons moet sommer so 'n bietjie ingaan oor die merchandise. Ja. Wel, ons weet wat julle al het. Maar vertel vir die luisteraars 'n bietjie meer wat julle het in die merchandise afdeling, soos wat local voor is. Dis net as jy sê byvoorbeeld jy gaan na 'n winkel toe, wat jou shopping bag wat jy kan gebruik is local sakke wat jy daar sien, daar's sambrele, daar's keychains. ja, daar is sonbrille, kouse, golfsambrele. Ons is nie so seer regtig in die merchandise Yes. in nie. Maar dis lekker om Maar daai te dis kan net hê. 'n fun en lekker gedeelte wat ons net as ons na 'n event toe gaan en dit Absoluut. dan stel ons dit ook net vir die kliënte beskikbaar en so aan. Ek het nou die dag het ek uitgestap, ek en Karen, ons het Spar se kant toe gegaan en ons het inkopies gaan doen. Maar die lekker ding van die sakke wat ek met julle wil deel dit is nie net jy koop die gewone plastiek sak en dan gaan jy huis toe en jy bære hom of jy raak ontslaaf van hom. Nie, die local sakke is van goeie kwaliteit gemaak. Dit dra regtig swaar. Dis seil, nee, gewig. dis amper soos jou Ja. reënjasse, die jy oudtyds kan hom- ordentlike reënjasse. Jy kan hom maar vergelyk met die Woolworths Ja. se sak en wat lekker is as hy vou op in daai Yes. balletjie en jy So kan hom in klein. jou handsak gooi. Ja. Dit is kleiner as 'n vuis. Ja, Dion dra omtrent 6 van daai sakkies. Ja, in sy sak. En dan as ons daar kom, dankie tog, ons hoef nie plastiek te koop nie, want Ja. ons het hordes plastiek sakke en dan kom jy daar by die winkel. Jy het nie die plastiek sak saamgebring nie, maar daai is fantasties. Jy kan dit nie eers sien nie. Is klein en is prakties en jy kan enigiets daarin sit. En hy maak toe, nê? Hy maak so lekker Ja, toe dit met daai. toukie wat hom heeltemal daai toemaak. So toukie. dis kom hy so lekker sealable is. Ja. Ek gaan nou eerlik wees. So met die werk wat ek doen deur die dag ook, het ek definitief een van my kosblikkie wat ek voorgebruik en is baie lekker om rond te dra vir daai gedoeleindes. Ja, nee, daai het ons al 'n paar rand gespaar in plastiek sakkies. Beslis, Ja. maar ja, die groter produkte is hulle koeldranke, maar hulle het lekker merchandise. En wat ek geniet van hulle Instagram page wat Christa nou genoem het, nê. Al die kleurvolle fotos wat altyd opgesit word. Yes, dit maak 'n mens sommer so Lus energetic. Ja. vir daai event. Regtig, dit doen. Ja. Waar kan hulle vir jou in die hande kry, Christa? Die luisteraars as hulle vir jou in kontak wil kom met jou. Hulle kan my kontak op my selnommer Jy kan dit mag gee, ja. 082 801 7737. Ek sal dit weer herhaal. 082 801 7737. Fantasties. Jy's in George geleë. Ek is in George, maar ek doen die hele Garden Route area en ook 'n gedeelte van die Oos-Kaap. Ja, asseblief so as jy nie 'n local by jou local winkel sien nie, asseblief kontak vir Christa. Want ek weet sy ry deur soos wat sy nou noem, nee Christa, jy gaan by verskeie areas so die Garden Route wat jy die sales rep is wat mense by jou bestel en jy vat na winkels toe. As ook kan mense privaat ook by jou koop. Ja, mense kan my privaat kontak ook om by my te kry. Fantasties. Ja, ek dink daai is 'n goeie plan. Daai is 'n baie goeie plan. Dan kan jy sommer vir Christa ontmoet. 'n fantastiese mens. Ja, daar's hy. En dan kan jy haar hele customer service experience ook kry terwyl jy jou lekker local drink. Sy kan vir jou aanbevelings maak en vir jou wys. Ek kyk nou hierso na al die blikkies. Dit weet ek ook nou. Die alkoholiese blikkies het almal swart. Is in swart hulle agtergrond, né? Ja. So dan kan jy onderskei en dan die mirror image is die met die wit, dan kry jy byvoorbeeld jou berry is dan met die wit is dan jou alcohol free en jou berry in die swart is dan met alcohol. Wat is die persentasie alcohol? Dis 4.5%. 4.5%. 'n lekker rustige cider vir so Ja. rustige tydjie wat ook deurgaan. Christa, ek kan nie onthou of jy vroeër ook gesê, ek weet jy het genoem van die kalorieë wat lekker laag is. Wat bevat so 'n blikkie kalorieë? Okay, die berry is 24, dis nou met die koeldranke, is 24 kalorieë, die lime is 18, die citrus is 25 en die grenadella is 28 kalorieë. Jessie, so daar het jy dit. As jy regtig nou voel jy wil nie na zero of baie lights toe gaan van ander produkte nie, local is regtig fantasties wat low calories bevat. Ek moet sê ek is nog nooit een vir 'n sugar free of so iets sien. Ek sal nie so iets gaan koop nie. Daai goed is net vir my juggie. Dit het nee regtig, dit is vir my net
nie 'n lekker aftertaste nie. So ek hou glad nie hiervan nie, maar hierdie kan ek lekker drink, hoor. Ja, ek dink ook is omdat dit hulle gebruik regte vrugte as hulle dit maak. So Daar's daar die word verskil. nie enige goed artificial gebruik nie. goedjies ingegooi en so aan nie. Ja. Dit is absolute regte vrugte wat hulle gebruik om die produk mee te maak. En dis Okay. hoekom die suiker ook 'n bietjie laer is. Dis hoekom ek so lekker daaraan kan drink. Okay. Absoluut. En dit is regtig. Ja, ek en fake goed hou nie van mekaar Nee, nie. glad nie. En die idee wat bymekaar gesit is om al die vrugte in 'n blikkie in te sit om dit vir jou lekker te kan maak met 'n Gassie in. gaswaarde in. Ja. Ja, ek drink jou vrugtesap en goed, maar partykeer soek jy net daai gassie. Ek soek nie daai gassie. Dan sê ek vir Dion, local asseblief. So ja. Ja, so Christa was al 'n paar keer by ons as Karen vroeër genoem het ook by die Van Rans al betrokke gewees. Sy was laas jaar het sy ingeskakel by ons eerste golfdag wat ons ook gehad het. Dit was net aan die begin by ons Eden FM Dis reg, was ja. ingesluit het. Ja. So ja, jy sien, dis regtig alle span, dit sy self maak dit so fantasties en dis regtig die moeite werd. Dit is- As daar van die luisteraars wat ook enige events het, kosstalletjies wil bemark of enige feeste het wat dan daarvan af deurgaan en Ja. waar sy nog nie betrokke is, asseblief Kontak skakel haar, vir. yes. Maar dit Ek het is nou regtig- sommer 'n idee vir wie ek Christa se details gaan gee. Ek sal nou vir jou sê. Ja, Ek weet nie of ek dit hardop op die radio mag sê nou nie, ek sal nou sê. Christa, ek wil op jou luister. Ek weet ons het nou gepraat van jou telefoonnommer, so ons gaan sommer gou die Instagram, Facebook pages waar mense hulle in die hande kan kry en 'n webwerf in die hande kan kry. Is daar 'n Facebook page wat jy het? Ja nee, definitief. Ons het 'n Facebook page. Fantasties. Met al hulle lekker events en goeders op. Wat gaan soek hulle voor op Facebook? Dit sal net wees Local Beverages. Local beverages, ek weet die logo is so Dit is so swart yes, met ek dink op die Facebook page is dit die chupie. die tubie, ja, Yes. daai lekker swem Braai- tubie ja, wat ons Dis het. so Ja. oranje, pink, groen. Jy sal sommer sien so kleurvol met local beverages daarso op. Dat jy altyd dink aan somer. Dis hy. En dan het julle Instagram page ook het jy vroeër genoem. Ja. Julle sal net sien sy tekentjie is net swart en dan staan daar Local Beverages op. En asseblief mense gaan volg ons. Ons hou gedurig kompetisies op ons Instagram page. Ek weet daar was verlede week ene gewees. Ons het 'n awesome werkersdag Instagram post gedoen wat hulle baie moeite in Oos-London gedoen het. So gaan kyk daarna, ek dink almal sal dit vreeslik geniet. Ek weet jy het vroeër jou besigheidskaartjie van gee, so ek gaan sommer dit sê vir die Instagram as die mense wil gaan follow daarop is 'n @low vir LO _cal CAL _soda. So dis local soda low _cal _soda. En dan as hulle dit lekker volg, waarna toe kan hulle gaan as hulle van die wonderlike produkte wil sien op jou webwerf? Het jy dalk die webwerf se naam? Okay, hulle sal dit net onder Local Beverages, maar ek weet die webpage is daar, maar hulle is besig nog om 'n bietjie Under aan construction. Ja. om julle sal inkom Te op hom, maar update. daar is besig met updates en so Okay. aan op die Die op- website is www.low-cal.co.za. En as jy na Google toe gaan, tik net in local beverages, hy sal dit vir jou uitgooi daarso. Die rede hoekom ek wil hê die luisteraars moet daarna toe gaan. As jy die website oopmaak, so Christian genoem het wat wel nog onder working is en Ja, work in regtig- progress, work ja. in progress is. Dankie Christa. Dan julle sal sommer sien die flavours, die geure, die blikkies, alles wat daarop beskryf is en alles wat genoem word is ook al klaar daarso op hoe dit ontstaan het, wat se geure daarso is en dit ek wil die Engelse woord gebruik en sê enticements om dit maak mens Ja. lus. Dis 'n regte lusmaker om dan een van die blikkies in die hande te kry. Okay. So ja, Christa, is daar nog ietsie wat ons daar kan uitsien waar jy het vroeër genoem toe jy ingekom het hier by die studio. Daar's 'n event of 'n funksie wat jy aan het. Ja, ek gaan Saterdag by die paddle event wees by die skougronde in George. Dis eintlik 'n fondsinsameling vir die siekte MS. Ons gaan 'n persentasie van my verkope daai dag skenk. So enige iemand wat wil kom kyk, dalk nog inskryf vir die paddle kompetisie is meer as welkom. Asseblief kom ondersteun hulle want dit is vir 'n goeie doel. Ja. Yes, dis absoluut fantasties en dis 'n goeie doel wat julle
doen met die blikkies en die koeldrank en om in die gemeenskap in te dryf en dit is reg oor in Suid-Afrika. Dit is nie net in die Garden Route nie, maar ons praat nou hier met die Garden Route se verkoopsagent. Die persoon wat julle wil ken hierso rond. Ja, julle wil. Sê gou vir ons die toekomsplanne. Wat is julle toekomsplanne of groeidoelwitte vir uitbreiding? Okay, daar is redelik baie goeders in die pipeline. Hulle is besig met national listings. Ek gaan net so laat glip Spar, Checkers, 'n paar forecourts en dan nog ander wat ek nie nou kan dadelik noem en so aan nie, maar ja, dis nogals baie opwindend vir ons want dit is groot vir ons besigheid. En ons uitbreiding sien, lekker. ja, dit gaan dinge net next level vat. Fantasties. Sien uit om dit Locally te sien. produced South African brand. Ek meen, wat is beter as dit ook daarbey? Ja, dit is fantasties man. Nou ja, ons het gesê ons potensiële kliënte kan gaan kyk op die website en na die Instagram en Facebook pages as jy in verbinding wil tree met Christa. En ons het nou gepraat oor die spesiale aanbiedinge en promosies wat jy het. Is daar vir nuwe kliënte nou, is daar enige iets, want jy het nou gesê jy het iets wat hulle bietjie lok? Kyk, as hulle met my kontak, dan kan ek vir hulle verduidelik wat se specials ons vir hulle kan gee met die produk. Christa gee altyd specials. Ek moet nou dit vir julle baie mooi sê. Dan kan 'n mens kyk om 'n promosie en 'n tasting en al daai tipe van goeders te doen in die winkels en so aan. Ja, in jou winkel. Ja, As jy so ietsie wil doen, dan kan jy net vir Christa kontak en hulle kan tastings reël vir jou kom reël. Sy kom doen dit alles baie professioneel in jou winkel of as jy 'n event aan het, dan kan jy vir haar kontak. En Dion het ook net nou gesê as daar stalletjies is wat jy beskikbaar het vir mense om te kry, kontak vir Christa. Sy het nodig om by jou event te wees. Beslis. En jou event het haar nodig. Definitief. Die local beverages net hier waar ons in ons tuiste van Suid-Afrika is en is lekker met jou te gesels op die werkersdag. Ja, en ons gaan nou 'n lekker localtjie geniet. Ja, ek wou net sê ek dink ons moet dit sommer doen daarso. Christa, mag julle tyd vorentoe lekker wees en voor ons 11 vir jou groet en dan op 'n musiekbreek gaan, is daar enige 'n boodskap wat jy vir iemand wil deurgee, is ietsie wat jy wil deurgee van local af wat jy voor hulle wil iets sê spesiaals of wat jy wil sê deel? Of ietsie wat ons nou nog nie aangeraak het nie? Ag nee, wat ek wil net sê, local is baie lekker. Ja, daar's hy. Weet dis net 'n gesonder manier Ja. om te lewe en so aan. So Ja, jy kan dit met liefde en vrymoedigheid vir jou kinders gee om te ja, drink. definitief. Ek is self 'n mamma en my kinders drink dit ook. Ja, sy. Nee, dis fantasties. En soos ons sê, teikenmark is enige ouderdom. Enige ouderdom. Enige ouderdom. Absoluut. Ja, sy. Maar fantasties, baie dankie Christa. Ons waardeer dit dat jy so ver gery het om vir ons te kom kuier en baie dankie vir ons geskenkies. Soos ons sê, ons gaan die foto's sien, neem is pragtige geskenkies hierso by ons en ons gaan nou 'n lekker lokaal geniet. Man magies, ek dink in elk geval ons moet 'n blikkie oopmaak en ons die werkersdag geniet. Ja. Maar ja, voor ons daar se gaan Christa, mag julle 'n wonderlike dag verder hê. Baie dankie. Ek dink vir oulaas gee net gou weer jou telefoonnommer. Dit is 082 801 7737. Fantasties. Heerlike dag en bly nog ingeskakel hierso by ons op Eden FM, Aksie met Reaksie. Ons gaan julle gevat op 'n lekker rustige tune net hier op Eden FM, Your Voice in Paradise. Speeltjie van Bobby van Jaarsveld en net voor dit het geluister na Sonneblom van Bernice West. En ja, jy's ingeskakel hier op Eden FM, Your Voice in Paradise, Aksie met Reaksie. En ons het vroeër nou lekker gesels met Christa Nel van Local. Net hier local in Suid-Afrika en in die Garden Route. Ja, op ons werkersdag kom werk sy. Net soos ons. Ons werk hier op werkersdag. Wat is 'n vakansiedag? Ek weet nie, Kan jy dit op brood smeer? Kan jy dit eet? Ja, ek weet nie, dit klink nie so nie. Ek sê seker nie, kan die mense doen? Alhoewel,
Vandag is lekker rustig en dit is een van die redes hoekom daar nie nuus gespeel word vandag nie. Op 'n Die nuuslesers het werkersdag vakansie. ja, die werkersdag, die vakansiedag op werkersdag. Ja. Dit maar waar alles weer normaal te verkeer van môre af en dan tot die einde van die maand weer 'n dag daarso, maar dis ter sprake van 'n volgende gesprek. So, ons het vroeër gesê, as jy nou ingeskakel is, gaan ons gesels so 'n bietjie meer inligting deurgee oor wat is werkersdag in Suid-Afrika en die 4 arbeidersregte en die eerstrewe. So, wat is werkersdag en hoe het dit ontstaan? Nou, elke jaar op 1 Mei sluit Suid-Afrika by nasies reg oor die wêreld aan om die internasionale werkersdag, ook bekend as Meidag of Werkersdag, te herdenk. Hierdie belangrike geleentheid eer die felbevogte gevegte. Ek weet nie wat beteken daai woord nie. Dis seker veel bevegte. Ek dink daar is 'n spelfoutjie of so ietsie. Gevegte en opofferings van die arbeidsbeweging in hul strewe na arbeidsregte, beter werksomstandighede en regverdige behandeling. Die oorsprong van Werkersdag kan teruggevoer word na die laat 19de eeu toe. Arbeiders in geïndustrialiseerde lande, soegende werksomstandighede, karige lone en onderdrukkende behandeling in die gesig gestaar het. Die katalisator vir hierdie internasionale viering was die Haymarket voorval van 1886 in Chicago, waar werkers die strate betree het om 'n 8-uur werksdag te eis. Hierdie deurslaggewende gebeurtenis het 'n golf van betogings en stagings reg oor die wêreld ontlok, wat uiteindelik gelei het tot die erkenning van 1 Mei as 'n dag om die prestasies van die arbeidsbewegings te vier. Nou in Suid-Afrika hou Werkersdag 'n besondere betekenis en aangesien dit dien as 'n herinnering aan die land se behoë geskiedenis en stryd teen apartheid. Gedurende die apartheidsera het werkers nie net uitbuiting nie, maar ook rassediskriminasie en onderdrukking van hul basiese regte moes verduur. Die arbeidsbeweging het 'n deurslaggewende rol in die stryd vir demokrasie gespeel, met vakbonde en werkersorganisasies wat aktief aan die verset teen die onderdrukkende regime deelgeneem het. Vandag is Werkersdag in Suid-Afrika 'n openbare vakansiedag wat werkers uit verskeie sektore die geleentheid bied om 'n welverdiende rusvakansie te neem en deel te neem aan feesvieringe en geleenthede wat deur vakbonde, politiese partye en gemeenskapsorganisasies gereël word. Hierdie geleenthede sluit dikwels betogings, optogte en toesprake deur prominente arbeidsleiers, politici en aktiviste in, wat hulde bring dan aan die opofferings wat deur vorige geslagte gemaak is en die aanhoudende uitdagings wat deur werkers in die moderne era in die gesig gestaar word belig. Nou, een van die sleutelkwessies wat voortdurend op Werkersdag aangespreek word, is die aanhoudende uitdaging van inkomsteongelykheid en die behoefte aan regverdige lone en behoorlike werksomstandighede. Suid-Afrika se arbeidsmag strek oor verskeie industrieë, van mynbou en vervaardiging tot landbou en dienste, en die versekering van die regte en welstand van werkers in alle sektore bly 'n prioriteit. Daarbenewens dien Werkersdag as 'n platform om bewusmaking oor kwessies soos werksekerheid, werkveiligheid en die beskerming van kwesbare groepe, insluitende migrantewerkers en informele sektorwerkers te bevorder. Vakbonde en arbeidsorganisasies gebruik hierdie geleentheid om beleidsveranderinge te bepleit, vir verbeterde arbeidswette te lobbeer, interessante woord weer in Afrikaans, en aanspreeklikheid van werkers en die regering te eis. Nou buite die politieke en sosio-ekonomiese aspekte vier Werkersdag ook die bydraes van werkers tot die nasie se ontwikkeling en ekonomiese groei. Dit erken die waardigheid van arbeid en die noodsaaklike rol van werkers in die bou van voorspoedige en inklusiewe samelewing speel. Terwyl Suid-Afrika Werkersdag herdenk, dien dit as 'n herinnering aan die opofferings wat deur diegene wat voor ons gekom het gemaak is, en die voortgesette verbintenis tot die handhawing van arbeidsregte en die versekering van regverdige behandeling vir almal. Dit is 'n dag om die veerkragtigheid in die arbeidsbeweging te eer en om die gesamentlike vasberadenheid te hernie om 'n meer billike en regverdige samelewing vir alle werkers te skep. Nou, soos met al ons vorige gesprekke, toe ons gepraat het van
menseregte op Menseregte Dag. En ek gesê het, ons het nie meer menseregte nie. Dit staan daar, maar wat is van toepassing Ja. op ons? Nou Werkersdag, ja, ons is veronderstel om te rus op Werkersdag, maar meeste plekke is oop, meeste mense werk. Nou ja, ek sal nou maar nie my persoonlike opinies daaroor uitlig nie, net nou kom ek in die moeilikheid. Maar ja, dit is wat Werkersdag veronderstel is om te wees. En net soos wat ek in vorige dinge ook gesê het, met alles is dit so. As jy 'n verandering ergens wil sien, it all starts with you. Be the change you want to see in this world. As iets nie lekker sit met jou nie, praat, Yes. sê. En dis al, want dit help nie, ons sien elke dag baie mense kla lekker op Facebook. Hulle kla, en dan sê ander mense vir hulle, dit help nie jy kla hier nie, gaan kla waar dit van toepassing is. Absoluut. Gaan praat daar. Ons het net nou gehoor van, wat is Werkersdag? Baie mense reël optogte. Ek het niks gesien vandag nie. Nee, vandag is rustig. So almal is baie gelukkig oor hulle werksomstandighede en alles wat aangaan, blykbaar, want niemand het niks gesê nie. Stil bly is ook 'n antwoord. And what we allow will continue. So, Ek dink dis 'n goeie ding soos wat jy ook laas wat jy nou genoem het, Karen, om ook te sê ons nou net 'n bietjie ekskuus terug te gaan na roots toe om weer te onthou wat die vakansie daarso betekenisse waaroor is. gaan dit? Waaroor dit gaan, ja, want ons is net geneig om te sien vakansiedag rus, of in die geval is die ekonomie van so 'n aard dat sommige werke vereis dat 'n vakansiedag jy moet meer werk. betaal, maar jy moet werk, jy moet daar so wees. Jy het Dit nie is 'n regtig dag 'n wat keuse ons nie. is, ja. Kyk, ek gee nie om as jy 'n keuse gegee word om te werk of nie, maar meeste ouens sê vir jou, as jy nie werk die vakansiedag nie, dan kan jy maar gaan. Ek hou nogal nie van daai Nee. uitgangspunt nie, en dit is eintlik nie hoe dit veronderstel is om te wees nie, maar werk is so skaars, en veral hier in ons omgewing, werk is so skaars, so mense bly maar stil en byt hulle tong, as sulke tipe van situasies om self voor te doen. Ons het al Ja, maar die druk, nogal rillers situasies gehoor van wat party werkers deurgaan, maar hulle eet dit maar op omdat werk skaars is. Maar nee, dis nie reg nie. ja, maar ek wil sê op die Is nie einde reg op die nie. einde van die dag is dit van so 'n aard petrol se prys wat alweer gestyg het. Petrol wat alweer duurder is, en as jy moet rondry om by jou werk uit te kom of waar ook al jy moet gaan om werk en besigheid te doen. Dit is ongelukkige impak wat op jou finansiëel gaan, op jou as persoon self, jou huisgesin. Alles dra by tot iets wat swaarder en moeiliker raak, en niks in die lewe vorentoe is weer Ja, en maklik kan jy dit nie. eintlik bekostig om werk toe te gaan? Dit is 'n probleem. Ja, maar jy kan ook nie gaan sonder dit nie. Ja, maar ek het ook iemand geken wat hulle het werk toe gegaan, maar hulle petrolgeld het hulle soveel gekos, dit het eintlik vir hulle geld uit hulle sak uit Dis wat die gekos. salaris was. Ja, en ek is jammer, wat is die doel dan van sê ek het 'n werk as dit jou geld kos? Waar kry jy die ekstra geld as jy nie betaal word vir jou werk om dan te moet inbetaal om by jou werk uit te kom nie. Maar ja, daar is net 'n klomp reëls en regulasies wat en wette wat gemaak is om werkers te beskerm, en net soos menseregte wat ons laas keer agtergekom het, is ons ken nie ons regte nie. Ons ken nie ons regte nie. En dan trek jy aan die kortste end. So my raad hier sal wees, my eie persoonlike raad, niemand anders se raad nie, my eie persoonlike raad sal wees, word bewus van wat jou regte is en staan op jou regte. As daar 'n wet is, dan is jy beskerm daar. Al sê iemand vir jou, dis dieselfde wat ons met die kinders deel ten opsigte van boelie, Ja. is praat. Daai boelie bargain op die feit dat jy gaan stil bly want jy's bang. Hy sê vir jou, as jy gaan praat, gaan ek jou weer slaan. As jy gaan praat en jy praat met die regte mense, dan gaan hulle daai boelie in sy tracks stop. Dis Hy hy. gaan jou nie kan boelie nie. En dit is dieselfde ding. Baie mense word in 'n werksomstandighede geboelie. So, daar is kanale wat jy kan volg om daai boelie te stop. Want regtig waar, mense kan nie vir 18 ure op 'n dag werk nie. En dan is dit overtime, maar hulle word nooit overtime betaal nie. Betaal nie, ja. My seun het dit nou deurgegaan. En dan sê hulle net na die tyd, nee,
nee, jammer, ons gaan jou nie betaal. Maar ek moes vir jou daai werk. Ja, dis verskriklik. Nee, dis nie regverdig nie. Ons verstaan besighede het uitgawes en daai tipe van dingetjies, maar jou besigheid gaan regtig waar nie kan funksioneer sonder jou staf nie. En as jou staf gelukkig is en lekker werk, dan gaan jou besigheid floreer. Dit is net 'n feit. As wat jy nou ongelukkige mense het wat vir jou sit en werk en hulle monde is net soos 'n brilparris en opgeblaas omdat hulle nou gedwing is om hier op 'n vakansiedag of wat ook al te werk, of hulle dit nou wil doen of wat hulle dit nie wil nie. Dit kom alles weer net neer soos wat ek amper in elke radioprogram sê, is treat other people the way that you would like to be treated. Dan gaan die wêreld vir almal soveel beter wees. Yes, ek stem 100% saam met jou. So op daai met Werkersdag gaan ons gou vinnig net op 'n musiekbreek weer gaan. Ons is nou weer terug by julle op Aksie met Reaksie, net hier in Eden FM, your voice in paradise. So bly ingeskakel hierso. Nee, Dis hy. Soos voel jy die genade van Joe Black en luister vandag. die genade van 'n lekker vakansiedag. Dis hy, wou ek nou net sê, hoop ons julle het die genade gevoel van 'n lekker vakansiedag. Jy het 'n mooi geslaan daar se Karen. Ja, welkom terug hier by ons. Ons het lekker gesels vandag met Local en gepraat 'n bietjie meer oor hoe Werkersdag ontstaan het en wat gebeur het dat hierdie dag kon plaasvind sodat ons die dag kan geniet. Ja, En die 'n bietjie- opofferings wat gemaak is van ander wat gepraat het toe daar 'n probleem was. Dis hy. Onthou daai, communication is key, maar dan sê ek ook by, it doesn't help you communicate, but there's no understanding. So maak seker dat die mense met wie jy praat verstaan wat jy aan hulle probeer oorgee. Soos ons vroeër gesê het, mense gesels heen en weer en skel heen en weer op Facebook. Skel help niks. Bring 'n oplossing. Dis hy. Bring 'n oplossing, gaan na die regte mense toe, volg die regte kanale en as daar 'n probleem is ergens in plaas van jou om ongelukkig te wees by jou werk, want jy is 3/4 van jou lewe by jou werk. So as jy ongelukkig gaan wees by jou werk, gaan jy ongelukkig wees by jou huis. Jy gaan ongelukkig wees in jou gesondheid en alles, want dit reflekteer op alles. So maak jou mond oop en gaan praat met iemand. Iemand kan ook nie weet daar is 'n probleem as jy niks sê nie, because silence is compliance. En stilbly is ook 'n antwoord en ek sê altyd, it's a very loud answer. So, maak oop jou mond as daar 'n probleem is en gaan gesels. Partykeer is mense net nie daarvan bewus nie. Dis dieselfde soos dat ons met die boelie kinders praat. Party kinders is glad nie eers bewus daarvan dat hulle boelies is nie, as gevolg van hulle verwysingsraamwerk waarin hulle groot geword het. So party mense, hulle werk altyd, so hulle dink nie eers daaroor dat ander mense graag dag wil af hê met vakansies nie, want daai mense het dalk 'n rede hoekom hulle nie af wil wees nie, hulle eie persoonlike redes, en hulle dink nie eers daaraan dat jy 'n familie het, jy het vriende, jy wil graag ook bietjie tyd met hulle spandeer nie, so gaan praat met hulle, maak oop jou mond, as jy daar sit in die hoekie, en jy aanvaar al hierdie goedjies wat met jou gebeur, en jy kla net heeldag daaroor by mense wat niks daaroor kan doen nie, is jou eie skuld. Yes. Jou eie skuld. Gaan gesels daaroor en as dit nie vir jou werk nie, dan weet jy, dan moet jy maar 'n plannetjie maak wat vir jou gaan werk, want dit is regtig nie lekker om in 'n werksituasie te sit waar jy ongelukkig is nie. Nou ons, dankie Karen, nee, ek stem 100% saam met jou en ons het net 'n laaste dingetjie wat ons van ons kant af ook wil deel. So in Julie, ons het al die gesegde gehoor, daar's Christmas in July wat voorlê en wag, daar's 'n feestyd in die skoolvakansie by George Skougronde genaamd die Christmas in July. 'n hele week lank. 'n hele 2 weke lank. 2 weke. 2 weke. O, gits. Ek kan alweer nie tel nie. Nou ons praat van ons as ek en Karen het 'n kompetisie aan daar, so die Mr. and Miss Christmas in July vir die 22ste Junie vir die juniors en die 6de Julie vir die seniors. Die inskrywingsfooi is R150 en ek gaan dit sommer nou in Engels deurgee Ja. voor ek by die ouderdomskategorie uitkom. Join us for a holiday fun competition and win beautiful crowns, medals, sashes and fun prizes. Now the winner, first and second runner-up will be chosen in the junior and senior categories, the male and female. So enter now to get your votes in to win the Public Choice Award. And dit is 'n ekstra kategorie. Ja, dis 'n ekstra ietsie. So as jy nou inskryf, dan stuur jy jou mooi foto vir ons deur, jy WhatsApp dit vir ons deur na 081
0891-869-6090 en dan betaal jy jou inskrywingsfooi van R150 en dan begin jou vriende en vriendinne en oumas en oupas en Mamas almal en papas en almal. begin vir jou stem. Dis gratis stemme, maar die een wat die meeste stemme het aan die einde van op die 22ste dan vir die juniors. Juniors se ouderdomme is tussen 4 en 12 jaar Dis hy. oud vir seuns en meisies. En op daai dag dan sal die juniors se stemme sluit en die enetjie wat dan die meeste stemme daar het, wen dan daai Public Choice Award wat boon behalwe die eerste, tweede en derde plek in seuns en meisies se kategorie gaan wees. En dan vir die seniors is dit die 6de Julie wat ook dan 'n Public Choice vir die seniors gaan wees. Nee. Ja, en hulle is van die ouderdom van 13 tot 24, as ook al twee tye se slots is 3:00 die middag. Ja, ons het al twee Saterdag. Dis hy, by George se skougronde. So wat ook al jy aan het, kom ondersteun, geniet. Baie lekker local artists. Yes, local En artists. ons gaan ook bietjie met Annelie gesels dat local by die local ding gaan wees. Yes. Dit sal lekker wees om jou daar te sien. En ja, kom geniet dit saam met al die local artists en daar is verskriklik baie stalletjies wat beskikbaar gaan wees as jy gaan kyk op hulle website op die Christmas in July op die page, dan sal jy sien al die lekker stalletjies wat daar is en alles wat daar gedoen kan word. Baie dinge vir kinders om te doen want dis juis hoekom Annelie besluit dat sy doen hierdie event sodat kinders besig hou kan word tydens die vakansies. Nou ja, soos wat ons tyd ook vir ons inhaal op 'n lekker vakansiedag, groet ons julle hier uit Mosselbaai se ateljee uit en bly ingeskakel vir die volgende program, die Afternoon Drive saam met Paul Amas, waar julle lekker weer nog musiek, nog entertainment gaan bring en dan pak ons die res van die dag hier vanaf aan. Net hier uit Mosselbaai se ateljee uit groet ons julle, aksie met reaksie, ek is Dion. En ek is Karen. Mag julle 'n fantastiese dag verder hê en mag julle môre by die werk weer net ten volle geniet. Goed gaan julle. Heerlike dag.